Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Goeiedag, dit is vandag Maandag 3 November. Die wit tente wat opgeslaan word hier by Stellenberg Kerk is 'n sinoniem met feesmarktyd. Dit is presies waar ons nou onsself bevind. As jy op die kerkterrein beweeg, is daar 'n feestelike atmosfeer en heerlike kosgeure en interessante stalletjies skep beslis 'n opgewondenheid by mense. Dit het my daaraan laat dink dat ons as mense hou van 'n fees. Ons hou van 'n feestelike atmosfeer. Dit bring mense bymekaar en ons harte bring dit 'n gevoel van geluk en tevredenheid. Interessant dat ons ook in die Bybel van 'n hele paar feeste lees. Vroeg in die Bybel lees ons reeds van die feeste wat deur die volk van die Here gevier word. Die Here het self hierdie feeste ingestel. Met elke fees was daar 'n dieper betekenis vir Israel. Van die feeste het saam met die seisoene geval en Israel het dan hulle dankbaarheid betoon. Ander feeste het weer gebeur in Israel se geskiedenis geherdenk en dan het dit weer hulle dankbaarheid teenoor God gewys. Ek wil vandag dalk vir jou Levitikus 23 vers 1 tot 2 onder die aandag bring. Daar staan die Here het vir Moses gesê: "Sê vir die Israeliete, die feeste wat hulle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees." Die feeste het daarop gedui dat die Here met Israel 'n verbondsverhouding gesluit het. Israel moes vir die Here afgesonder gewees het as sy verbondsvolk. In hierdie feeste sien ons dan 'n groot deel van die Here se genade en verlossing, maar ook van Israel se skuldbelydenis en dankbaarheid. Dit herinner ook daaraan dat die volk op die Here vertrou het. Daarom wys die feeste nie net terug na die Here se genade nie, maar ook vorentoe na 'n heerlike werklikheid in die toekoms wat in Jesus Christus vervul is. In Levitikus 23 word die feestydde van God beskryf. Al 7 feeste is 'n heenwyse na Jesus. Die feeste val saam met die landbouseisoen van Israel. Die feesttye van God het ingepas met die oestye. Daar was 3 jaarlikse oeste, naamlik eerstens die garsoes, gevolg deur die koringoes en laastens die vrugteoes. Elk van die feeste is 'n profetiese afbeelding van God se totale reddingsplan. Daar was die Paasfees, die fees van ongesuurde brode, fees van eerstelinge, Pinksterfees, fees van basuine, groot versoendag, loofhuttefees. Die fees van God wat in Levitikus 23 bespreek word, is deur God aan sy volk gegee, sodat sy volk die koms van die Messias kon verstaan. Asook die rol wat die Messias sou speel om die mensdom en die aarde vir hom los te koop na die sondeval van die mens. Die feeste is dus 'n skadu van toekomstige dinge. Jesus was die finale vervulling van die groter plan wat God vir ons duidelik in plan gehad het. Ons gaan die volgende paar dae stil staan by die 3 groot feeste wat vir ons baie bekend is. Mag dit ook vir jou 'n tyd van geestelike feesviering en verdieping in jou geloof wees. Kom ons bid saam. O Here, God van Israel, God van Abraham, Isak en Jakob, ons kom met eerbied voor U en ons onthou U vasgestelde tye. Die heilige feeste wat U aan die volk gegee het as tekens en seisoene van U getrouheid. By die Pasga onthou ons U magtige hand wat bevryding uit slawerny gebring het.
U is die God wat gevangenes vrygemaak het. Verlos ons vandag van alles wat ons vasbind, ons sonde, ons vrees en ons wanhoop. By die fees van ongesuurde brode, soek ons om ons harte te reinig van verdorwenheid. Help ons om in opregtheid en waarheid te wandel, om die ou suurdeeg weg te doen en ons lewens te leef wat U behaag. By die fees van eerstelinge bring ons vir U die beste van ons lewe. U is die voorsiener en die onderhouer. Laat ons lewens 'n heilige offer wees, die eerste en die beste, 'n getuienis van die dankbaarheid en vertroue in U beloftes. By Pinkster dank ons U vir die gawe van U woord en U Gees. Vervul ons met wysheid en moed om in die waarheid te wandel, om lewe en geregtigheid te spreek en om barmhartigheid lief te hê in die krag van U Gees. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen.